Sit julle nou soos toetskoolkinders in 'n ry? Ja. Jesaja vra: Wat sal julle doen op die dag van besoeking en by die verwoesting wat van ver af kom? Na wie sal julle vlug om hulp en waar julle rykdom wegbêre? Wat gaan jy maak as die dag van die Here plaasvind? Weghardloop? Jy sê, waar gaan julle rykdom wegbêre? Dan is dit seker lekker om die rykdom te hê. Jy hoef nie nog 'n wegsteekplek te maak nie. Hey Johan, jy ja iewers op die plaas, ja, 'n grot waar jy die vetgemaakte ossie kan wegbêre. Mens weet nooit. Ek is bly jy is hier en ek is bly dat die vrede van die Here op die hart het en dat die gees van die Here in u binneste het. Sit gou weer vir ons die program van die week op, seun. Net so vir herinnering. Vanaand praat ons oor 'n nog uitnemender weg. Môre aand praat ons oor wat? Heilige Gees toe en nou. Arbeid met sukses. Preek ek daaroor. So, kry jy gedagtes agter mekaar. Ek verstaan jy het gister 'n lekker kerkdiens gehad. Pastoor Johan en die Heilige Gees het jy geseën met 'n goeie woord. En ek is bly daaroor en ek is opgewonde daaroor. En as jy na Sondag se preek nog nie so 'n blaadjie het nie, hierso lê nog 'n paar. Pastoor Johan sal môre aand weer iets daaroor sê. Ek kan nou nie sy preek herhaal nie. Hy het so goed gepreek, my dogter het aan die slaap geraak in die kar. Ek het sy preek geniet, ek hoop jy het dit ook geniet. So môre aand, die res van die week tot Vrydag aand toe, 6:00, donderdag gaan haal ek vir pastoor Lou Breednan en so bly biddende, hou u gedagtes agter mekaar en moenie vergeet nie, ek verjaar môre. Ons kan dit nie altyd vergeet, ons kan dit saam groot agter jou rug. Staan dit agter my rug? Nee. Net nie 5 kersies nie. 5 kersies is te min. Die 5 kersies is te min. So moet dit nie vergeet nie. En ek vra nie baie nie. Nee. Johan, ek vra nie baie nie. Goed. U is reg vir die week. Onthou volgende week. Baie pertinent. Pastoor Lou Breednan. En ek bid dat u harte sal voorberei ook daarvoor. En Sondag weet ek sal hy u seën met 'n woord van die Here af. Kom ons staan en bid ons saam ons doen. Onse Vader wat in die hemel is, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Soet is u naam, die kosbare naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Heilig Here, omdat ons ook in u Heilige Gees se teenwoordigheid kan wees. En ek bid dat die Heilige Gees met ons sal spreek en ook in ons sal spreek en ook deur ons sal spreek in hierdie tyd van Pinkster. Here, ons wag, ons bid en u het ons uitgestuur om te gaan. En dit het ons in ons harte en ek bid dat u ook so vir ons sal lei, sal leer en sal onderneem. Spreek Here, ontvang ons lof en laat u naam geheilig word in hierdie aand. Dit is my gebed in Jesus naam en ek loof u Vader met alles wat in my is. Amen. Kom ons sing lekker saam en ons prys die Here. Alive, alive, alive. How great is our God. Hy leef, hy het opgestaan. Kom ons prys die Here. En as jy nou nog nie dromme gehoor het nie, is jy gelukkig vanaand. En jy is ons
heat artist. Just because he hits the drums.
rolled back the waters on the mighty Red Sea. And he said, I'll lead you, but you trust in me. How great is our God, how great is His name. It's the only one who shall not escape. He rolled back the waters on the mighty Red Sea. And he said, I'll lead you, put your trust in me. Halleluja, halleluja, halleluja. Ons prys en aanbid en loof U naam, Here. U is ons Here, U is ons God, U is ons saligmaker. Ek prys U, Here. Ek loof U, Vader, want U is goed en die goedheid hou nooit op nie. Halleluja. Halleluja. Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid kan kom en kan weet God is hier. En omdat die Here hier is hier vryheid. En omdat die Here hier is ons krag en genade en oorwinning. Omdat die Here hier is daar 'n kans vir my. Omdat ek en die Here op dieselfde plek is die Here hier om my te seën. Bless the name of Jesus. Kibe shebere besiria basuta. Utanda wasukuru bushebenta. Itondoro kusentara kasitia. Dankie Vader. Dankie Here. Halleluja. Dankie Here. Praise the Lord. Dankie vir Fanny. Dit klink mooi. Ons praat vanaand oor 'n nog uitnemender weg. Aan die ander woorde iets wat nog beter is. 'n nog uitnemender weg. As jy saam met my lees in 1 Korintiërs 12, die laaste paar verse, 28 tot 31, dan praat hy spesifiek hiervan, en dit wat in die gemeente is, 'n nog uitnemender weg. Aan die ander woorde iets wat, of 'n pad wat ek loop, terwyl ons dan nou gister gehoor het, sal jy vir my gaan? Wat is dan hierdie pad wat ek kan loop? Hoe kan ek hierdie pad wat ek loop, hier waar ek heen gaan, hoe kan ek dit nog beter maak? Lees saam met my, 'n nog uitnemender weg, 1 Korintiërs 12 vanaf vers 28. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, leringe en allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking? Spreek hulle almal in tale? Kan almal dit uitlê? Maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys jou 'n nog uitnemender weg. Spreek Here dat die woord kosbaar en heilig oor my lippe vloei en tot verheerliking van U naam uitgaan. Vra ek in Jesus naam, Vader. Amen. Ons praat vandag oor een van die groot uitdagings wat, ek wil amper sê, die grootste uitdaging wat ek van ons dag beskou. 'n uitdaging om op 'n pad te loop, om iets te doen vir die Here en dit beter te doen as wat jy gesien het of gehoor het. Agter op die blaadjie van Sondag en vanaand ook het ek vir 'n artikeltjie geskrywe van Liesel Wit Krause wat 'n predikant is in die NG Kerk. En sy skryf hier toe sy op tikkies was hoe dat hulle op 'n fees ook gegaan het om disippels te maak, mense te vertel van Jesus. En toe sy een aand op die bus klim terug, seker koshuis toe klim daar so 'n ouetjie in wat nou 'n wyn of twee te veel in het. En hy sê vir haar,
kan jy glo dat in hierdie tyd daar droë Christene in ons midde is wat regtig wil vir ons preek? Sy sê, toe sit sy daar en sy is een van die droë Christene. En sy het nie met hom gepraat nie, sy het nie na die stem van die Here geluister. Want hierdie was eintlik maar iemand wat geroep het. Nou, in mate is baie van ons droë Christene. Want baie van ons wil die evangelie verkondig, en jy sê vir jouself, Here, ek wil vir iemand vertel van Jesus. Maar as dit op die oomblik kom, en jy kry die geleentheid, dan voel dit of jy met al twee jou hande, jou mond so toedruk. Jy sal weer sê, kom in, kom drink koffie, en dan word dit later koffie drink en nooit evangelie nie. En so het daar tog mense gehoor van Jesus Christus. So terwyl ons dan nou wag en bid, en 'n opdrag van die Here het om uit te gaan en die evangelie te verkondig, kom hy en hy sê vir ons, nie almal van ons gaan dieselfde ding doen nie. Hy sê, party van ons is apostels, party profete, party leraars, en party van ons gaan leer, en party gaan gesond maak, en party, hy sê, ons doen nie almal dieselfde werk in die gemeente nie. Want as ons almal nou predikers is, dan wil ons almal preek vanaand, en dan kan dit 'n lang diens word. En wat gaan gebeur? As ons almal vir siekes bid, kan dit dalk werk. Wat is dit wat ons nou in die gemeente nodig het? En dis daar die oordeel wat jy moet maak, en vir jouself sê, waar pas ek hierin? En die belofte wat die Here vir ons gee, ek sal vir julle 'n meer voortreffeliker pad gee wat julle moet loop. Jy sien, hierdie Sondag werksaanbod wat ek oor gepraat het, die donderdag aand, die werksaanbod om te gaan getuig van Jesus, wat Jesus sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Gaan wag in Jerusalem, sodat julle aangestel kan word deur die Heilige Gees. Wat maak ek met hierdie aanbod wat God vir my gee? En vanaand sê vir my, ek sal jou nog 'n beter pad wys wat jy moet loop. Wat beteken dit om in 'n meer uitnemender weg, 'n meer voortreffeliker weg, 'n meer uitstekende pad te loop? Ek wil vir u sê, vir my is dit die beste pad wat die Here my kon ingestel het, is om my 'n leraar te maak, en ek kan hierdie pad loop van die Here, en soveel keer vir mense vertel van Jesus en van sy heerlikheid en van sy geregtigheid. En hoeveel keer het die Here mense se lewens verander. En hierdie voortreffeliker werk wat die Here vir 'n mens gee, is om totaal tot die evangelie van Jesus Christus my lewe te verander, en te lewe soos wat die Heilige Gees vir my sê, en alles te doen wat die Here van my verwag. En wat verwag die Here van my? Gaan dan heen maak disippels van al die nasies. En hy sê vir my, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die Here jou God natuurlik oor dit alles. Bid vir mekaar. So, daar kom so 'n paar goedjies in, wat ek by dit alles kan voeg. En dit maak nie saak watter bediening ek het nie. Daar's 'n paar basiese goed wat dieselfde bly. En ons is in Christus se liggaam, want die Bybel sê vir ons word deel van die liggaam van Christus, maar ons weet ook dat die Heilige Gees in ons liggame kom woon. So, die Heilige Gees is nie net buitekant nie, maar ook hier binne in my. En ek moet dit nooit vergeet nie, want ek kan nie sonder die Heilige Gees lewe nie, kan nie sonder die Heilige Gees bedien nie, ek kan nie sonder die Heilige Gees met iemand probeer praat oor Jesus nie, want dit gaan 'n fout wees, en ek kan eintlik maar sê, dit gaan 'n flop. Net soos jy jou deel van die liggaam van Christus aanvaar, net so beteken dit ook dat jy deel het aan die liggaam van Christus. Ek gee myself, ek sê, Here, ek is deel van die liggaam, maar omdat ek deel is van die liggaam, wil ek ook hê hierdie liggaam moet lewe, en hierdie liggaam moet iets uit. Om vir iemand te vertel wat Jesus vir my gedoen het. Om vir iemand te vertel dit wat die Here in my lewe gedoen het. En daarom weet ons om te wag, ons weet om te bid, en ons weet dat die roepstem daar is. Gaan, maak disippels van al die nasies. Is jy bereid? Wie sal ek stuur? En om dan te kan sê, hier is ek, Here. En hierdie wag is om met krag toegerus te word, om krag te ontvang. Jy moet dit amper sien soos in-service training. Ek leer om in hierdie werk van my meer te leer van Jesus.
Met wie moet ek praat? En wat moet ek vir hulle sê? Met wie moet ek hierdie evangelie deel? En vir wat moet ek vir hulle sê in dit? Hierdie krag maak dit vir my moontlik om te kan getuig oor Jesus. Nou weet ons om te wag en om te gaan en om te bid. En hierdie uitnemender weg wat hy hiervan praat, is eintlik tog so eenvoudig, maar ons mis dit. In die Korintiërsboek, wanneer ek hulle deurgaan, eintlik in al die boeke, maar Korintiërs nou spesifiek, behandel Paulus sekere aspekte wat die gemeente in Korinte oor gesukkel het. En hy vertel vir hulle, en hy vat so die een probleem na die ander ene, en hy deel dit met hulle. En dan in 1 Korintiërs 11 vers 34 sê vir hulle, want ander sake sal ek met julle reël as ek by julle kom. So die belangrikste is vir hulle in skrif gestel en vir hulle gestuur en vir hulle gesê as ek by julle kom, dan gaan ons oor die ander goed ook gesels om dit te bevestig. En ons doen dit ongelukkig. Ons sê so maklik, Korintiërs 12 is die hoofstuk oor die Heilige Gees. Korintiërs 13 is die hoofstuk van die liefde. Korintiërs dit, Korintiërs dat, en ons wil dit so eenvoudig maak. Maar dan vergeet ons, as jy kyk tussen Korintiërs 10 en 11, dan is daar geen onderskeid nie. Hy gaan van Korintiërs 10 vers 33 af na 1 Korintiërs 11 vers 1 toe. En dis net so aaneenlopend. Maar dan sien ek ook binne in Korintiërs 11 is daar twee onderwerpe wat hy met my behandel. Die een is oor die kwessie oor hoedra en die tweede kwessie is oor die nagmaal wat hy dan gesels. En dan kom Korintiërs 12 en hy's weer afgesny. So kry dat party onderwerpe oorloop in 'n volgende hoofstuk. Party onderwerpe tot twee van hulle in 'n hoofstuk behandel word en party van hulle spesifiek daar is. En dan besef ons nie altyd nie dat ek moet eintlik nie Korintiërs 13 sien as die hoofstuk van die liefde nie. Ek moet dit sien as 'n uitvloeiing van hoofstuk 12 na hoofstuk 13, na hoofstuk 14, na hoofstuk 15 en amper 'n deel van 16 ook. So, ek moet hierdie gedeelte vat en ek moenie sê hoofstuk 12 en hoofstuk 13 is los van mekaar nie. Want hy praat hierson, as ek in Korintiërs 13 gaan lees, dan praat hy hier van tale, hy praat hier van profesie, hy praat hier van die kerkdiens. Met ander woorde, hy sluit aan by hoofstuk 12 om dit deur te vat. En dan sê hy vir ons in hoofstuk 30, vers 13, ek wys julle 'n nog uitnemender weg. En eintlik daag hy ons uit en hy gee vir ons 'n belofte. Beywer julle met die oog op die beste gawes. Begeer om die beste deel te besit. Begeer om te doen dit wat die behoefte is waar ek myself bevind. Begeer van God. Die Here sê, laat julle begeertes met gebed en smeking en danksegging by God bekend word. So ek kan maar begeer van die Here en sê, Here, ek begeer in hierdie gemeente, ek begeer in my huishouding, ek begeer in my werk, hierdie bediening om mense mee te bedien. En wat is hierdie bediening? Weereens vers 28, apostels, profete en so meer. En dan die belofte wat daarmee saamkom. En ek wys julle 'n leefwyse wat jou so ver sal vat dat jy groter en wonderliker dinge gaan raak sien. So ek het die Heilige Gees so nodig om sekere dinge te kan doen soos wat God dit vir my sê. En daarom moet ek soek na die beste gawes en die Here toelaat om my te wys hoe ek op hierdie pad moet loop waarin ek myself nou begeer het. En dan kom Korintiërs 13 en hy vertel vir ons eintlik wat is hierdie uitnemender weg. So Korintiërs 13 is 'n verduideliking van vers 31. En ons sien dit nie altyd so nie. Dan besef ek moet juis by hierdie gedeelte uitkom. Want hierdie gedeelte hoofstuk 13 praat vir my. Hy sê vir my sonder agape. Korintiërs 13 vers 1. Sonder agape, sonder broederliefde, sonder hierdie genadegawes, hierdie bediening, hierdie werkinge is nutteloos as ek nie die agape het nie. As ek nie die broederliefde het nie. As ek nie hierdie liefde het wat ek in die kerk aan elke mens moet openbaar nie. Want dan sê hy vir my, sonder hierdie liefde help my bediening eintlik niks. Want hy gaan aan. Hy sê, al sou ek die tale van mense en engele praat.
Met ander woorde, as engele my kan verstaan en as mense my kan verstaan. Hy sê, en ek praat met die engele en ek praat met die mense en ek het nie liefde nie. Hy sê, as ek soos 'n stuk yster wat net 'n geraas maak. Is dit nie erg nie? As ek nie die liefde het. So met ander woorde, as ek vanaand hier vir u staan en preek en ek is nie lief vir u nie, dan raas ek net hier. Maar omdat ek 'n liefde vir u het en omdat ek 'n liefde vir mense het, kan ek die woord van die Here bedien, want ek doen dit met die liefde wat God in my hart uitgestuur het. En ek kan met vrymoedigheid, en u dit my al gehoor sê, dat ek elkeen van u so lief het met hierdie liefde van die Here, want ek wil hê dat u in alle reinheid en heiligheid en opregtheid by God sal kom en eendag in sy hemel by mekaar sal kom. Hy gaan verder. Hy sê, al sou ek die gawe van profesie hê, al sou ek kon profeteer, en die twee tipes van profesie is om vir jou 'n boodskap, 'n woord te bring van stigting en van bemoediging en van opligting, of ek kan vir jou sê, daar's 'n paar goed in jou lewe wat verkeerd is, maak nie saak wat ek profeteer nie, en ek doen dit nie uit liefde uit nie, dan is ek besig met 'n geraas. Hy sê, dan sou dit niks wees nie. Hy sê, en al sou ek al die geloof hê, en ek het nie die liefde nie. Hy sê, en al sal ek berge kan versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Is dit nie verskriklik nie? Hoekom bedien ek dan die woord? Paulus sê by geleentheid, party mense preek net vir hulle eie sak, want hulle word betaal om te preek. Ander doen dit omdat hulle hoogmoedig is. Hy sê, ander doen dit oor watter rede ook al. Hy sê, maar dis goed dat hulle preek, maar as ek nie die liefde het, dan beteken dit niks nie. As ek enige bediening, enige gawe, enige werking van die Heilige Gees begeer, en dit gaan nie oor liefde nie, en dit gaan nie oor God nie, dan is ek besig om myself te bluf. Dan is ek besig om vir myself 'n storie te vertel. Hy gaan verder, vers 3. En al sou ek al my goed uitdeel. Onthou wat hulle gedoen het, sit 'n rukkie terug daaroor gepraat, waar die nuwe Christene by mekaar gekom het in Handelinge 3, 4 en 5 in daai gedeelte. Het hulle alles wat hulle gehad het gaan verkoop en die geld kom afgee by die disippels en almal het in gemeenskap gelewe. Hy sê, al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Want hoekom doen ek liefdadigheid? Want ek wil mense in 'n beter posisie plaas. En dan kom ek by hierdie punt, en dan kan ek sê, maar as ek dit doen om enige ander rede, dan is ek nie besig om God se werk te doen. So hierdie pad wat ek loop, moet ek eintlik die storie van die barmhartige Samaritaan in my agterkop hê. Ek het gewag, ek het gebid, die Here het vir my die opdrag gegee, en nou gaan ek met mense praat, en dan sê hy vir my, en hierdie Samaritaan het gekom, terwyl al die ander ouens verbygeloop het. Ek glo omdat hy 'n liefde vir mense gehad het, kon hy gaan en kon hy die man gaan bedien het. En so ver as wat hy gegaan het om hom te bedien. Want die liefde is lankmoedig. Hoe gou moet ek ophou om jou te bedien met die evangelie? Hoe gou, na die eerste, tweede, die derde keer kan ek maar los? Want jy wil tog nie die Here dien nie? Maar of moet ek dit met lankmoedigheid doen? Want God is nie haastig nie. Jy het dit Sondag gehoor ook. Die Here is lankmoedig en wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. En hoe lank dit nou ook al vat. Die Here Jesus vertel die gelykenis. Hy sê daar staan 'n boom, 'n vyeboom, of 'n wingerdstok wat hy sê, en hy sê die ding dra nie vrugte nie, vyeboom. En die Here sê vir die tuinier, kap hom uit. En die werker sê, ek sal hom vir nog 'n jaar, sal ek hom versorg. En as hy dan nie werk nie, dan kap hy hom uit. Nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie eer en belange nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. So met ander woorde, hy sê vir my, in dieselfde mate wat ons spreek, en sê, maar hierdie is die hoofstuk oor dieselfde wat ons vir mekaar sê, hierdie verhouding van liefde, werk eintlik so.
moet hierdie liefde teenoor elke mens so werk. Ek kan nie jaloers wees oor die bediening of die gawe of die werking wat jy het nie, en ek kan ook nie opgeblaas raak nie, en as dinge nie na my vertel, al is jy die grootste lewe. Ek glo dit wat jy vir my sê. Ek bedek alles, dit wat jy verkeerd gedoen het, bedek ek. Is jy bereid om dit van die volgende ou te doen? Is jy, net soos wat ons het verwag van 'n man en vrou wat in huwelik is, om dit vir mekaar so te lewe, net so verwag God dit van jou en van my. Hy sê daar in Efesiërs, hy sê soos wat Christus vir die gemeente sorg. In die verhouding soos 'n man en vrou. Net so moet dit kan wees. Hy sê, vers 8, die liefde vergaan nimmer meer nie, maar profesie, hy sê die goed sal vergaan, kennis, dit sal ophou, maar die liefde gaan nooit tot niet nie. Vers 9, want ons ken ten dele en ons profeteer maar ten dele, dis maar so. Ek weet nie wat alles in jou lewe aangaan, ek weet nie wat bemoediging jy nodig het nie, maar as ek dit nie doen nie, dan mis dit uit. Jy het gehoor Sondag, pastoor Roan gesê het, hoe dat hy by die winkeltjie verbygeloop het, en nie die man gaan bedien het nie. Weet jy hoe nar en gaar voel jy na die tyd? Omdat jy nie gelet het op God se opdrag nie. En aan die ander kant ook, in die kerk ook. Ek het al beleef hoe dat ek vir iemand moes gebid het of aangespreek het, en jy doen dit nie, dan voel jy nar en gaar na die tyd, want dis nie hoe dit behoort te wees nie. Maar ek behoort God se liefde so uit te leef, soos wat hy wil hê. Daarom, hierdie uitnemender weg, is om na mense te kyk met die liefde van die Here, en hulle te bedien met die liefde van die Here. Hebreërs 13 vers 1 sê mooi vir ons, die broederliefde moet bly. Hy sê al die ander goed kan tot niet gaan, maar broederliefde moet bly, want dis in broederliefde wat ons mekaar bedien, dis in broederliefde wat ons mekaar wil op 'n beter punt bring, op 'n beter plek in die lewe wil bring. 1 Tessalonisense 4 vers 9, oor die broederliefde sê hy, het ek nie nodig om vir julle verder te verskryf nie, want God het julle self geleer. Hoe het hy ons geleer? Hy het vir ons gesê, as ek vir God lief het, moet ek my naaste net so lief hê, soos vir myself. En ek moet God lief hê. Hy sê die Here het vir ons self gesê hoe dat ons moet wees. 1 Petrus 1:22, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, aan die Bybel is mos die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde moet opreg wees, sodat ek jou kan bedien met die liefde van die Here. En dan raak dit makliker. Dan gaan ek en jy by mekaar staan, ons gaan mekaar bedien, en ons gaan hier in ons agterkop 'n gevoel kry van, o, Jette, ek wonder hoekom bid ek nou vir jou nie. Of die ander ene ding, o, Jette, hy moet eintlik nie vir my bid nie. Want dan staan ons met die verkeerde gesindheid voor die Here. 1 Petrus 3 vers 8, en eintlik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming en vriendelik. En dis eintlik maar die opdrag wat die Here vir ons gegee het in Handelinge 1, om eendragtig in gebed by mekaar te kan kom, om eensgesind te wees. Die Here Jesus bid in Johannes 17, hy sê, dat hulle een kan wees soos wat ons een is. En dis die verhouding, die gesindheid, wat ek moet hê wanneer ek jou wil bedien, met hierdie een gesindheid. Dit gaan oor Jesus, dit gaan oor niks anders nie. 2 Petrus 1 vers 7, en by die godsvrug moet die broederliefde bly, en by die broederliefde die naaste liefde. En so werk die liefde die een na die ander ene toe. Maar as ek nie eers, die Here Jesus sê, my naaste lief het wat ek elke dag sien nie, hoe kan ek vir God lief hê wat ek nie gesien het? 1 Johannes 5 vers 1, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. So as jy sê, jy is 'n kind van die Here, en ek sê ek is 'n kind van die Here, dan kan ek nie reserves hê oor jou nie. Dan kan ek nie tweede gedagtes hê oor jou nie. En dit is so 'n algemene ding dat mense, en ons het dit nou al 'n paar keer gesê, jou altyd klassifiseer op die mens wat jy was. Hulle het jou geken as 'n robbies, as 'n vuilbek, as 'n dronklap, wat ook al, en nou jy die Here begin dien, en jy's opreg, en jy's elke dag met die Here, en as hulle by jou kom, dan gaan hulle weer daai ou koeie uit die sloot uit. 1 Petrus 4 vers 8, maar bo dit alles,
moet julle mekaar vurig lief hê. Want die liefde, wat gaan hy doen? Gaan 'n menigte sondes bedek. Hier kom ons terug na Korintiërs 13 toe. Die liefde bedek alles. En as ek in hierdie liefde wandel, want die liefde gaan 'n menigte sondes bedek. So wanneer ek in die Heilige Gees wandel en ek wil in die Heilige Gees bedien, dan moet ek twee goed baie pertinent regkry. Ek moet vergifnis by God hê, ek moet vergifnis by broers en susters hê, en ek moet seker maak dat my liefde reg is. Op hierdie pad wat ek my ingestel het, hier is ek, Here, stuur vir my, op hierdie pad wat ek bereid is om die evangelie te gaan verkondig, op hierdie pad wat ek bereid is om God te verheerlik, op hierdie pad moet ek loop en seker wees, daar's broederliefde in my hart, daar's naaste liefde in my hart, daar is God liefde in my hart, daar is hierdie liefde van Korintiërs 13 in my hart, sodat ek elke mens wat ek teekom met Jesus kan bedien. En dit is hierdie broederliefde waarmee ek en jy moet bedien. Ek spreek omdat ek lief is vir mense. Ek preek omdat ek lief is vir mense. Ek bid vir jou omdat ek lief is vir jou. Dit is my gesindheid wat ons aan mekaar moet openbaar. Om te sien hoe God jou probleme gaan wegvat. Om te sien hoe jy ontslae raak van moeilikheid. Om te sien hoe dat die moeilikheid, dat jy daar uitklim sonder 'n probleem. Ek wil dit sien. Hoe gaan ek dit sien? As ek jou kan behandel en jou kan bedien met dit wat God op my hart lê. Al sou ek die tale van mense en engele praat. Al sou ek die gawe van profesie hê. Al sou ek al die geloof hê. Al sou ek al my goed uitdeel. Al sal ek my liggaam oorgee om verbrand te word. En ek het nie die liefde nie. Dan baat dit my niks. So ek moet weer gaan binnekant kyk. Die netjiese woord is introspeksie doen. Lewe is, weer na hulle gaan kyk. En weer by daai punt kom waar ek sal regmaak met elke een van hulle. En my verhouding met hulle sal reg hê. En my verhouding met die Here sal regmaak. Want ons leer die gebed, vergewe ons ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie. Want net hierdie sondes, hierdie skuldes wat ek mee loop, kan maak dat ek in die versoeking val. Dan sal die bediening, as ek nie liefde het nie, sal hierdie bediening eintlik maar 'n mors van tyd wees. Is dit nie hartseer nie? Daai bediening wat jy wil hê, gaan ook nie lank hou nie. Jy gaan begin daarmee en dan gaan moedeloos word en jy gaan nie meer tyd hê nie, want dis nie liefde wat jou dryf nie en dis nie die bron hier binnekant wat jou dryf nie. My gebed sal deur God geïgnoreer word. En daarom bly vergifnis so belangrik in dit wat ek doen. Kolossense 3 vers 13. Verdra mekaar, vergewe mekaar. Hoor jy die liefde? As die een teen die ander een 'n klag het, soos Christus julle ook vergewe het, so moet julle ook doen. So vergifnis is 'n belangrike deel van bediening. 1 Petrus 4 vers 8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want dit gaan 'n menigte sondes bedek. Hierdie liefde, hierdie bediening. Jakobus 5 vers 20. Laat hy wat dan die een wat in sondaar, laat hy weet dat een wat dit doen 'n menigte sondes bedek. So die oomblik wanneer jy iemand begin bedien, deur hierdie gawe, deur hierdie bediening wat God vir jou gee, dit wat jy van die Here begeer het, die oomblik wanneer jy dit begin doen, dan gaan jy agterkom maak. Ek het vergifnis nodig en ek het liefde nodig, want as ek nie gaan liefde toepas nie, is ek besig om my en jou tyd te mors. Ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Iemand vra vir my, pastoor, kan jy in tale bid wanneer jy wil? Ja, ek kan in tale bid wanneer ek wil, want die skrif sê vir my, die profesie is ondergeskik aan die profeet. Die gawe is ondergeskik aan die profeet. So jy besluit of jy die gawe, die bediening, die werking gaan laat werk of nie. Jy is die een wat dit gaan doen. En omdat jy die een is wat die werktuig is, omdat jy besluit of ek nou vir jou gaan bid of nie, jy besluit of jy gaan preek, jy gaan besluit of jy gaan bedien. Daarom moet jy by daai punt kom en sê,
omdat ek daaroor besluit, gaan dit oor die gees van God wat binne in my is. Ons het in die verlede daaroor gepraat. God se gees en my gees wat in konneksie met mekaar het, sodat ek onuitspreeklike sigtinge tot hom kan bring en hy verstaan dit, en dat hy volgens die wil van God vir my intree, want dis die liefde wat God na my toe openbaar het. Daarom moet ek myself so inrig. So, 'n meer uitnemender weg, wil jy beter bedien, wil jy 'n beter Christen wees, wil jy 'n beter getuie vir Jesus wees, maak seker dat die liefde van Jesus in jou hart uitgestort is. Maak seker dat jy bedien met liefde. Maak seker dat jy vir mense hierdie waarheid vertel. Dit gaan oor Jesus. En maak nie saak wat ek doen. Maar, as ek nou kom, al sou ek die tale van mense en engele, dan is ek nie net meer iemand wat geraas maak. As ek die gawe van profesie het, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kan versit, dan gaan ek nie niks wees nie. Dan gaan ek iets wees. Dis 'n uitnemender weg. Dit wat ek dan doen, gaan so kosbaar wees, gaan so positief wees, gaan so wonderlik wees, want die liefde, en hy beskryf vir ons, is lankmoedig, is vriendelik, is nie jaloers nie, die liefde en liefde. Dis waaroor dit gaan. En dis wat jy vir jouself moet gaan instel. Vir die res van die week, wag, bid, wie sal ek stuur? Vader, stuur vir my. En as ek gestuur word, Here, kan ons bietjie werk aan die liefde. Dat wanneer ek bedien, dat ek in die liefde van die Here dit sal doen. Want die liefde gaan nooit tot niet nie, so dit sal nie opraak nie. So gebruik dan hier die liefde, wat God vir jou het, en wat God jou gee, en wat in jou hart uitgestort het, en wat die skrif van sê, wat sê, lengte, sy hoogte, sy breedte, sy diepte, ons nie ken nie, dat hier die groot bron van liefde jou sal help om te bedien. En wanneer ek vir jou lief is dit mos makliker om jou te bedien, as wat ek vir 'n vreemdeling gaan bedien. En daarom moet ek dit in hierdie liefde doen. Wie sal ek stuur? Vader, stuur vir my. Hoekom sal ek jou stuur? Here, omdat ek die liefde van Jesus in my hart het. En ek wil mense in liefde bedien. Is jy reg daarvoor? Is jy reg om die liefde 'n kans te gee? Is dit nie die mooie woorde nie? En begin bedien, omdat ek lief is vir mense. Amen. Hemelse Vader, die liefde is kosbaar, die liefde is soet, die liefde is kragtig. Ja, die liefde is heilig, die liefde doen wonders aan 'n mens, Here. Die liefde bedek 'n menigte sondes. Die liefde maak my vry, die liefde gee vir my vleuels, die liefde gee vir my nog 'n kans. Here, in hierdie liefde wat U vir ons gewys het, want so lief het God die wêreld gehad, dat ek vanaand hierdie liefde kan hoor, Here, en terwyl ek wag op U roepstem, en bid, dat U my sal lei, Here, terwyl ek vra, stuur vir my, dat ek weer aan hierdie liefdesbron kan drink, Here, en vol word, om daardie oomblik, wanneer ek bedien, dit in die liefde van God te doen. Vader, want die liefde bedek 'n menigte sondes. En wanneer ek bedien, Here, dat deur die bediening 'n menigte sondes bedek kan word. Dis waaroor dit gaan, Here. Vergifnis van sondes, redding van siele, vrymaking van mense. Ek loof U daarvoor in Jesus se dierbare naam. Wees ons genadig, Here. Here, U sê in die geeste van die profete is aan die profeet onderworpe. Daarom bid ek dit, nie een van ons, hierdie bediening wat ons ingestel word, sal verwaarloos nie, Here, maar dat ons in liefde dit sal aanwend, om mense mee te bedien, om mense by Jesus te bring, om mense vrymaking en verlossing te bied, dat die naam van die Here verheerlik kan word. Ek prys U omdat U kosbaar is, omdat U soet is, omdat U groot is, omdat U lewens verander, in Jesus naam. Here, vanaand vestig ons aandag op omvassie, in Jesus naam.
omdat ons vir hom lief is, Here, dink ons saam met hom aan sy broer wat gesterf het. En ek bid, Here, dat U vir Fassie so in U hand vashou, so sal troos, Here, dat ons liefde vir hom sal kan dra in 'n moeilike tyd. Help vir hom, Here, versterk vir hom, my koning, salf hom en seën hom in die naam van Jesus. Halleluja, halleluja. Viola, sit jou hand daarop, Fransine asseblief. Here, omdat ons lief is vir Fransine en vir Reiner, bid ek in Jesus naam vir 'n kosbare aanraking in sy liggaam terwyl hy ongesteld voel, Here. Vader, U is die groot geneesheer. Here, en U het in liefde aan die kruis gesterwe en U het in liefde gesê, deur U wonde is daar vir ons genesing. En daarom bid ons vir hom genesing, Here, omdat ons hom graag saam met ons wil hê, graag saam met hom wil bedien, saam met hom die pad wil loop, in die naam van my Jesus. En ek prys U tot in ewigheid. En ek loof U, omdat U goed is. Here, omdat ons lief is vir ons suster Helga, bid ek dat U haar stem en haar keel en haar liggaam aanraak, terwyl sy ongesteld voel, terwyl sy seer voel, terwyl sy nie rustig voel om te bedien nie. Here, raak vir haar aan asseblief, in die naam van Jesus. So bid ons steeds vir klein Andre, Here. So bid ons vir Tannie Dot in die naam van Jesus. So bid ons vir ons broer Slabbies, Here, dat U elkeen van hulle in die liefde van Jesus, terwyl ons in begeerte ook na hulle gemeenskap het, hom sal aanraak, Here, elkeen van hulle genesing bring in Jesus naam, en dat ons in liefde by mekaar kan loop. Ek loof U, ek prys U, want U is kosbaar bo alles. Here, ek vra ook vir U, wys ons in meer uitnemender weg, met die oog op die beste gawes. En ek bid dit in Jesus naam, Here. En ek prys U tot in ewigheid. Amen. Amen. Terwyl ons regmaak om ons slotlied te sing, is daar iemand wat wil getuig of iets sê? Ek wil iets noem. Yes.